'n parallelogram is enige vierhoek waarvan die twee pare teenoorstaande sye, hier moet eintlik wees teenoorstaande. Die teenoorstaande sye moet ewewydig wees. So as ons kyk na die skets hier, dan sien ek dat BC ewewydig is aan AD en AB is ewewydig aan DC. Hierdie tweekies is elkeen met 1 pyltjie gemerk en daardie tweekies met 2 pyltjies. Nou ons gaan kyk na baie spesifieke parallelogramme met ekstra eienskappe. Die eerste een is 'n reghoek. 'n Reghoek is 'n parallelogram, so die oorstaande sye is parallel, maar dan kom daarby dat al die hoeke 90 grade moet wees. So jy kan sien hulle is almal 90 grade. Dan 'n vierkant is 'n parallelogram, so weer eens, jou oorstaande sye is parallel, maar al die sye is gelyk en die hoeke is 90 grade. So om aan te dui dat die sye gelyk is, merk ons dit maar so met 'n streepie. So al 4 die sye van 'n vierkant is gelyk en ek het die hoeke wat 90 grade is. En dan 'n ruit is ons laaste soort parallelogram. Is 'n parallelogram so die oorstaande sye is parallel of ewewydig en die ekstra is dat al die sye gelyk is, so al 4 die sye is gelyk. Goed, kom ons kyk na die eienskappe van parallelogramme. Nou ons weet dat die teenoorstaande sye moet ewewydig wees. Dit is die definisie van 'n parallelogram. So outomaties hier is dit. Daar is my teenoorstaande sye. Daardie twee is met 2 pyltjies gemerk, so hulle twee is ewewydig. En hierdie ander 2 is met 1 pyltjie gemerk, so hulle twee is ewewydig. Wat ek nou moet onthou is dat al die eienskappe van ewewydige lyne, jy onthou ooreenkomstige hoeke en binnenhoeke wat saam na 180 optel, en verwisselende binnehoeke. Ek kan dit alles gebruik wanneer ek 'n parallelogram het, want ek het ewewydige lyne. Goed, dan ekstra eienskappe wat nie daar as deel van die definisie gegee is nie, is dat die 2 pare teenoorstaande sye gelyk is. Ons kan altyd bewys dat hierdie sy, kyk hy's met baie streepies gemerk, net so lank is soos daardie sy. Of hierdie een is net so lank soos die een teenoor hom. Net so is die teenoorstaande hoeke gelyk. So ek het dat hierdie hoekie is gelyk aan die een wat hier reg teenoor hom is, met ander woorde daardie enetjie daar, en ek het dat hierdie hoekie gelyk is, en dan gaan ek maar weer so na die teenoorstaande hoek toe, aan daardie een. En verder het ek dat die diagonale mekaar halveer. Nou die woord halveer beteken deel in 2 gelyke dele. So as die diagonale mekaar halveer, moet hierdie puntjie waar hulle mekaar kruis, elkeen van hulle halveer. So dit is die middelpunt van hierdie diagonaal, en omdat dit die middelpunt is, kan jy sien, ek het reeds gemerk dat daardie 2 deeltjies gelyk gaan wees, en hierdie is ook die middelpunt van daardie diagonaal, so hierdie deel is ook gelyk aan daardie deel. Goed, nou wil ek graag hierdie eienskappe van 'n parallelogram gebruik om 'n voorbeeld te doen. Nou in die voorbeeld sê dit eerstens vir my,
dat AQ ewewydig is aan PB. So AQ is hierdie hele lang lyn hier, ek wou nie regtig 'n lyn daar trek nie, AQ is daar, en PB is hier, en ons weet hulle is ewewydig, want ons sien dat hulle elkeen met 2 pyltjies gemerk is. So daar kan ek byvoorbeeld vir my Z of my N-vorm kyk, of miskien vir F-vorm, ons sal nou sien wat word gevra. Goed, dan gaan hulle verder en hulle sê dat QP, hierdie een, wat met 3 pyltjies gemerk is, ewewydig is aan AC hier. Nou ja, as sodra jy sien dat jy teenoorstaande lyne het, teenoorstaande sye het wat parallel is, dan weet jy ACPQ byvoorbeeld is 'n parallelogram. Al het hulle dit nie vir my gegee nie. En dan gaan hulle verder en hulle sê DC is ook nog ewewydig aan AB. So DC is hier, daar sy ewewydige pyltjie, en hy's ewewydig aan AB. So ek weet dus ook dat hierdie 'n parallelogram is. Hoekom sê ek so? Dood eenvoudig, dit voldoen aan die definisie. Kyk, PB en CP is maar deel van PB, is ewewydig aan AD, of QA ek eintlik, en DA is my deel daarvan. So hierdie tweekies is ewewydig, en nou het hulle ook vir ons gegee dat daardie 2 ewewydig is. So ons weet dat daardie rooi figuur 'n parallelogram is. Nou sê hulle ook vir my QDC, so van Q na D na C is hierdie hele hoekie hier, is 112 grade, en QPA, so van Q na P na A toe is hierdie hoekie hier, is 20 grade. En hulle vra vir my om O1 te bereken. Ja, ek dink, omdat ons reeds gesien het dat daardie rooi figuur 'n parallelogram is, gaan ek dit eers neerskryf. A, B, C, D is 'n parallelogram, en my rede gaan wees teenoorstaande sye parallel. Kyk, dis mos ons vol definisie, so ons weet ons het een. Dan een van die eienskappe is dat hoek D hier net so groot soos hoek B daar gaan wees. Nou, om maklik hierna te verwys, gaan ek hom maar D1 noem. So, hoek D1 is net so groot soos hoek B, want dit is teenoorstaande hoeke van daardie parallelogram. En ek kan baie maklik vir D1 uitwerk, want hier het ek 'n reguit lyn, en ons weet mos wat gebeur met hoeke op 'n reguit lyn. Hulle tel op na 180 grade toe, so D1 plus 112 grade gaan wees 180 grade, want dit is hoeke op 'n reguit lyn. En dan is D1 gelyk aan 180 minus 112, en ek gaan maar net dubbel seker maak, dit is 68 grade. So as daardie hoekie 68 grade is, dan is hierdie een ook 68 grade, want ons het al reeds gesê hulle is gelyk. En nou as ek
hierdie hoek 68 grade het, kan ek my gelykbenige driehoeke gebruik. Kyk, AB is net so lank so CB. En daarom weet ek dat die hoek wat hier teenoor CB is, met ander woorde A3, gelyk gaan wees aan die hoek wat hier oor AB is, kom ons noem hom maar net C1. Hulle is gelyk want hulle is teenoor gelyke sye. Teenoor gelyke sye. En ek weet dat die 68 grade plus A3 plus C1 180 grade moet wees, want dit is hoeke in 'n driehoek. Nou ja, as die twee keers gelyk is, kan ek maar sê 68 grade plus 2 keer A3 is 180 grade, dan is 2 keer A3 gelyk aan 112 grade, en laat ek net so bietjie plek maak hier, dan gaan ek weet as ek met die 2 deel, dat A3 gelyk is aan 112 gedeel deur 2, en dit gee vir my 56 grade. So hier het ek 56 grade. En nou uit my ewewydige lyne, ek gaan hierdie kant aangaan, uit my ewewydige lyne hier en my Z-vorm hier, weet ek dat hoek C2 ook 56 grade moet wees, want dit is verwisselende hoeke, en my twee sye wat ewewydig is DC wat ewewydig is aan AB. Kom ons maak net so, dat ek nie oor dit gaan nie. So nou het ek dat hierdie ook 56 grade is. Jy sien waarheen ek mik op die oomblik, is om hierdie driehoekie hier te gebruik. Want O1 is die buitehoek. En O1 gaan daarom gelyk wees aan 56 plus A2. So my volgende werkie is om A2 te kry. Maar A2 is 20 grade. Nou hoekom sou dit wees? Want QP en AC is ook ewewydige lyne. Sien jy my Z-vorm of my N-vorm? So my verwisselende hoeke gaan ewe groot wees. En hulle is verwisselende hoeke omdat QP ewewydig is aan AC. En dan is hoek O1 gelyk aan 20 grade plus 56 grade, want dit is die buitehoek van 'n driehoek. En daarom is O1 76 grade.